Welkom terug. Ons gesels vanoggend met Joe Black oor Splinter, nuwe Engels net ek sal nie bang wees nie. Dan moet ons natuurlik ook golf gesels en binnekort is daar ook vertonings wat op pad is. Môre, hoe gaan dit? Met julle. Baie goed, dankie. Ons spring weg met die golftoer want jy kom nou net terug van jou golftoer af. Ek het amper my aksent verloor want ek is in Skotland. Yes, weet jy. Ek lewe. En ek is bevoorreg om te kan sê ek het al in Skotland golf gespeel. En nie net in Skotland nie, van die mooiste bane in Skotland. Ek was ook Carnoustie, ja. Ek het hierdie ding, as ek iets wil doen, dan jy moet dit maak gebeur. Okay. So ek het 18 mense saam op toer gevat en toe gaan speel ons golf in van die mooiste bane in die wêreld, maar dis ook ek het nie goed gespeel nie. Net om te sê ek het dit al gedoen. Ja, maar net om daar te wees, net om daar te kan loop op daai skoonveld. Ek neem aan jy was mense van die tyd in die skoonveld. Hoe anders? Natuurlik. Ja. Net om daar op die skoonveld te kan loop. en daai baan lyk die linksbane wat so rollende heuwels is. Ek verstaan nie hoe mense daar deurkom nie. Vir my was dit ek het nie omgegee waar ek lê nie. Dit is ek stap en dan neem ek foto's en dan dink ek gaan nou kyk as hulle Alfred Daniels speel. Ja. Dan wil ek nou kyk as hierdie bekende pro-golfers daar lê. Ek was daar, jy weet, ek weet wat se gat dit is, ek weet hoe dit lyk. Ek het elke boekie van die baan gehou, ek het balletjies gekoop van die bane. Net sulke aandenking, so hierdie naweek gaan spesiaal wees want ek gaan net voor die TV lê en golf kyk. Hoe was die weer gewees? Horrible. Ek het in 70 km/h wind golf gespeel, maar my golf gehelp. Jy weet so 'n kat dan blaas die wind om weer terug te Hy maak 'n skewe hou reguit. Ja, daar's hy. Ja. Hoor jy so gepraat van golf, dit lyk vir my dis 'n bietjie van 'n verslawing. Want jy is aangetrek asof jy wil gaan golf speel nou. Ja, ek lyk so elke dag. Nee, ek speel hier na 'n helpjag se golfdag. Maar kan ek jou sê hoekom? Ja? Golf is die enigste ding wat my tank vol maak. Daai 4 ure wat ek op daai grasperk loop, dink ek aan niks anders as om daai klein wit balletjie weg te slaan nie. Verstaan, daar's en dis regtig 'n ware verhaal. My vrou sal vir my sê ek kan sien jy moet gaan golf speel. En dit gaan nie oor golf speel nie. Ek is regtig nie 'n goeie golfer nie. Mense wat al saam met gespeel het sal vir jou sê ek is nie 'n goeie golfer nie. Ek het net so passie vir die rustigheid wat golf my gee. Die kalmte daarvan. Dit is die lekkerste ding. Wow. Okay, so vinnig vraag, Ryder Beker span USA of Europa? Ek moet gaan met Amerika want hulle het meer van my gunsteling spelers. Okay. Ek ja. Daai geplan my nie so baie nie, meer as wat ek die individuele ouens ondersteun. Okay, Jy het in die begin van die onderhoud gesê jy voel as jy 'n droom het. Vandag is dit toevallig maak jy drome werklikheid dag internasionaal. Ja. En as jy 'n droom het, moet jy dit doen. Ja. Hoe kry jy dit reg om heeltyd so besig te wees? Jy praat van golf maak jou tankie vol, maar jy is die heeltyd besig. As dit nie met hierdie maatskappy of daai business venture is of daai golf ding en daai album of hierdie liedjie skryf of daai show nie, dan jy's die heeltyd besig. Ja, hoe kry jy dit reg? Nee, ek weet nie. Ek het so 'n bietjie ADHD en ek kan nie stil sit nie. Dit is 'n probleem wat ek het, maar ek is 'n groot voorstander van leef jou droom. My vrou is siek, sy het lupus, outoimmune siekte. En ek en sy het so gepraat dat ek gesê hierdie jaar jaag ek drome. As jy my sien, as ek iets wil doen, gaan ek dit doen. En toe besef ek my vrou het nog nie een droom gejaag nie. En ons het so 'n diep gesprek gehad oor wat haar drome en haar droom op skool was om 'n paramedikus te word. Toe sê ek maar gaan doen dit nou, sê sy nee, sy's te oud en al daai tipe goeters. En ons het met Crisis on Call bel ek 'n pel vir my. Ek sê luister, jy moet my vrou help. Hierdie is 'n droom. Al kan sy net een keer op 'n ambulans ry. Nou het sy al haar kursusse gedoen. Sy's besig om te swat. My vrou werk 2 keer 'n week skofte. En dit gaan nie oor geld nie. Sy word geen vergoeding betaal nie. Dit gaan oor passie uitleef. Droom. Ja. So ek hou van sing, ek hou van golf, ek hou van jag, ek hou van tyd saam met familie en vriende spandeer. So ek doen alles in my mag om daai goed te inkorporeer want ek sal eerder gelukkig wees as ryk wees en ek leer my kinders dit ook. Wees eerder gelukkig as suksesvol. Ja. Jy praat nou daarvan en jy het Skepe uitgebring in 2017. Bring jy hoop was een van die liedjies daarop. Nou praat ons oor ek sal nie bang wees nie. As ek so na jou musiek luister, voel dit alsof my vir 'n tema is van hoop. Hoekom sal jy sê maak jy musiek? Musiek is 'n uitlaat vir dit dink ek wat in 'n mens se hart aangaan. En ek dink dit is presies ook hierdie lied. Ek het so 'n paar maande terug en nou daar gepost daaroor gemaak wat ek gesê het 'n paar maande terug toe voel ek dit is die tipe iets wat ek wil sê. Ek wil al vir die boodskap uitbring van moenie bang wees, jy moenie vrees hê nie. Maar ek kan nie 'n beter liedjie skryf as Joe Niemand sê ek sal nie bang wees nie. Daai lied het net uit 2011, 2012 het daai ding vir my so baie beteken.
En toe ek die lied wil gaan luister, toe dink ek soos ek wil 'n nuwe weergawe uitbring. Nie dat daar fout is met die eerste een nie, maar daar's mense wat op skool was wat dink dis 'n nuwe liedjie, wat nog eers die lied gehoor het nie. En dan sal mense wat ons ouderdom is wat al vergeet het van daai liedjie. En om daai liedjie herlewing te gee, want die boodskap is wat moet sit. Dis 'n merkwaardige liedjie soos jy sê. Maar hoeveel verander 'n mens dan nou aan so 'n liedjie? Want jy weet nou daai liedjie het nou in jou kop kom sit vir 'n rede. Ja. En hy sit daar en ons almal hoor die chorus ek sal nie. En hoe verander jy dan daaraan? Wel, jy maak hom laer, want een ding wat ek besef het, Jou niemand kan sing. Hy's daar hoor. Ek moes belt na gaatjie 4 toestel, verstaan, maar ook ek hou van rock and roll. Ek hou van iets wat die melodie moet my in die bors slaan. Die hele, jy weet, lied het 'n halfe energie. Ja. So al wat ek wil doen is om net bietjie rockify. Jy het ook gesê, en jy praat van daai post, jy het gesê jy het 9 ander liedjies geskryf vir die jaar, maar hierdie een het bly klou. Ja. Hoe besluit jy dan, okay, weet jy wat, maar hierdie is tog die regte een om op hierdie tyd vry te stel? Jy weet nie. En dit was, hier's baie gesprekke en daar was baie twyfelagtig. Mense hou daarvan om jy in 'n boks te sit, of 'n lied in 'n boks te sit. Verstaan, daar's sekere liedjies wat ons nie vanaand in die kroeg gaan speel nie, maar daar's sekere liedjies wat ons die môre in die kerk gaan speel, tipe ding. En dan klassifiseer ons dit nie. En ek het 'n onderhoud gekyk waar iemand gevra het vir Dave Grohl van Foo Fighters. Ja. Vra hom wat is jou grootste inspirasie gewees? Sê nee, gospel musiek. Sê hulle maar hoekom sing jy nie gospel nie? Toe sê hy maar hoekom wil jy dit doen? Hy sê is alle musiek nie eer tot die Here nie. Is alle musiek nie eintlik suppose om gospel te wees of worship te wees nie. Hy sê maar as ons skryf oor enige ander, jy weet, onderwerpe, dan sit okay, maar sodra ek oor die Here skryf, dan wil jy my in 'n boksie sit as gospel. So kan ons nie net aanvaar dat alle musiek is my aanbidding, my talent wat ek gekry het, die teruggee daarvan nie. Dis amper so 'n bietjie soos U2, né? Presies. En ek dink nou met hierdie ook was ek wou die lied doen en dan na ons besluit dis die lied, sê ek weet jy, ek dink ek moet so gospel gaan nie. Dalk is dit te gospel. Verstaan, hierdie lied gaan nie maak dat hulle my in 'n kroeg nou laat optree of wat ook al nie. Maar daar's 'n doel en 'n tyd vir alles gelukkig. Ja. En as jy sê, mens leef jou talente uit, né? En jou talent is net een ding nie. Dit is wyd versprei. So dis my mooi dat mense, ek weet nie, ons doen dit nogals gereeld, dat ons mense in 'n boksie plaas of ons makliker. Want is makliker om mense te verstaan, maar ek dink nie ons verstaan altyd dat jy nie eintlik daar's soveel meer fasette aan iemand as net dit. Ja. Ek sê vir mense, ek vra jou nooit wat doen jy vir 'n lewe nie, want jy gaan my verveel met wat jy doen vir geld. En alhoewel ek wil weet wat jy doen vir geld is sodat ek kan bepaal hoeveel respek ek jou moet gee. Ja. Eintlik die titels wat ek dra is man, pa, broer, vriend, seun, golfer, jagter, musikant. Daar is soveel, so hoe kan jy my net een titel gee? Dis waarmee ek geld maak. Hoorie so, Jennifer het voorheen verwys na hoop. Kom ons kyk aan die ander kant van die munt, want 'n mens moet gebalanseerd wees. Ja. Wat dink jy is die ding wat die meeste angs teesdae vir mense gee? Want angs is 'n negativiteit, daai angs, daai vrees. Dis asof dit tasbaar raak deesdae in die wêreld rondom ons en dis 'n gevaarlike ding. Dis 'n ding wat as ons nie verstaan daar is 'n hoopkant aan hierdie munt nie, dan verdwaal ons. Ek glo verwerping, maar verwerping is die feit soos mense is bang, is ek nie goed genoeg nie. Gaan ek dit nie maak nie? Is ek, jy weet, gaan ek my werk bou, gaan my huwelik dit maak? Dis daai vrees van die onbekende, maar dit gaan altyd oor alles wat jy kan verloor, voel ek. En hierdie lied, hoekom het ek gevoel het ek moet hom uitbring? Iets wat niemand weet nie. My dogters is 16 en 13. Ek blaas hulle hare droog. Nou elke liewe keer wat ek die voorreg het om dit te doen, blaas ek hulle hare droog na hulle gestort het of iets. En ek het eendag my jongste dogter se hare gekam en toe ek so opkyk en ek sien haar gesiggie en toe dink ek vir myself net, sê ek, hoeveel keer kan ek hierdie nog doen? Hoeveel keer gaan ek? En nie dat ek gaan doodgaan nie of hoe lank nog voor sy uit die huis uit is? Hoe lank voor ek nie hierdie voorreg het nie? En daai het 'n onredelike vrees by my begin wat my laat besef het, man, ek wil nog, as ek weet ek het net 1000 drukkies oor, gaan ek hulle almal uitgee nou. Verstaan? So my vrees is en wat hierdie geïnspireer is, daai goed, is ek goed genoeg vir my familie? Hoeveel drukkies het ek oor? Verstaan? Is die Here besig om my reg te maak om sê kry jou saak reg want jy gaan 'n hartaanval kry, wat ook al dit kan wees. Vrees vir die onbekende hou ons terug. Ja, ons hou ophou leef. Absoluut. Ons hou ophou voluit leef, dink ek. Ons is so half versigtig. Joe, wat lê voor vir die res van die jaar optredes? Ek maandag aand speel ek 'n baie besonderste vertoning hier sommer in Pretoria by Atterbury
vir 'n kinderreis, Twala House en goeters. Daarna toer ek en ek en Rafense beplan 'n toer saam. Jy weet, voor Douda begin sing het, was ek en Rafense mos die 2 suksesvolste black kunstenaars in die Afrikaanse industrie. So ek voel ons moet daai reg weer terugvat en gaan toer. Ja, ek vat dit soos dit kom. Soos ek sê, dit is 'n voorreg om geboek te word vir shows. Dit is ons moet net weer op 'n plek kom waar ons die waardering het vir die lewe, dink ek. Baie dankie vir die tyd en dankie vir kom kuier volgende. Mooi elke keer. Dankie. Sterkte met die ronde golf. Dankie. Dis Joe Black met Ek sal nie bang wees nie wat ons ook nou na gaan kyk.